wêreldwyd. En oral vind mens iets oor vrede. Dis ook natuurlik die grootste ding wat Jesus vir ons kom bewerk het. Is vrede. Tussen ons en God. Jy weet, daar was nie vrede nie. Die Bybel leer eintlik, hy sê daar was, ons is eintlik God vyandig gesind. En as jy nie dink in jou eie lewe die Here nog nie geken het nie, nee, dan was jy eintlik vyandig gesind teenoor hom. Jy wil dalk niks van hom geweet het nie. Ek kyk baie keer getuienisse. En dan hoor jy van hierdie mense wat net eenvoudig vir alles hulle in sekere beroepe ingaan waar die wetenskap 'n verskriklike groot rol speel. Dan sê dit so asof hulle begin twyfel in God en bestaan hy nie. En kyk hierdie getuienis van hierdie vrou wat in 'n hospitaal gewerk het in die ICU. En sy het ook baie wetenskaplik oor mediese goed gedink. En sy sê sy sal nooit vergeet die eendag in die ICU toe gaan 'n ou dood. Hy was soos in hulle gespook en gespartel met hom. Hulle kon hom net nie en op 'n stadium toe kom die ou terug. En toe sê hy vir haar die volgende. Hy sê hy het al gesien en hy het alles gehoor. Sy sê hoe's dit moontlik? Daar's geen monitor, het niks gewys van 'n hartklop of niks nie. Hy wys vir haar, hy sê hy was teen die ceiling gewees en hy het afgekyk op homself. En hy vertel vir haar wat hy alles gehoor het. Dit is presies die goed wat hulle gesê het terwyl hulle besig was met hom. Sy sê en net daar het sy besef, God is real. En daar is iets soos die ewigheid. En daar is iets soos hiernamaals. Sy het onder andere ook iets gesê. Sy sê haar professor was nie verkeerd. Daar is iets soos lewe na die dood. En jy sien, daai vrede wat jy dan met die Here kry. Ek kan vir julle sê volgens die wat staan. Ek sal nie vir jou iets kan gee wat ek nie self het. Ek, hier waar ek staan, het 100% vrede met God in my hart. Ten spyte van wat ook. Sê ek dit omdat ek arrogant is? Nee, ek sê dit omdat ek dit weet. Nou as jy dit dalk nie het, of as jy dit dalk nie weet, dan is jy nou vanoggend in die regte diens. Nou baie is al gesê oor vrede. En ek het al baie van hier af gepraat oor vrede. En net so vinnig, net om vir jou die agtergrond, die konteks, die Bybelse konteks te gee, gaan vrede oor baie dieper as net die afwesigheid van konflik of spanning, né? Baie keer dink ons die teenoorgestelde van vrede, spanning of konflik of oorlog. Ek noem dit sommer 'n woordjie onvrede, man. Jy het nie vrede nie. Jy het nie daai vrede tussen jou en die Here wat jy eenvoudig weet, maar jy weet, hy is net jou, hy is by jou, hy het jou lief, jy ervaar net iets van sy wonderlikheid. So dit is meer as net die afwesigheid van konflik of spanning, of 'n skietstilstand. Dit het sy wortels in die Hebreëse woord natuurlik shalom, né? En shalom wat beteken dat omvattende toestand van heelheid, harmonie, volheid en selfs voorspoed aandui. Nuwe Lewende vertaal Numeri 6 se priesterlike gebed aan die einde van waar daar gepraat word van vrede, praat hy van voorspoed hê, né? So vrede of shalom in die Griekse woord is reinheid. Het baie dieper betekenis en ek dink dit is hoekom die Bybel so baie maak oor vrede. Weet jy op hoeveel plekke lees 'n mens van die vrede wat God ons gee? Die vrede wat hy wil hê jy moet hê. En ek wil jou aanmoedig vir al hierdie tyd van die jaar. Jy weet almal is moeg. Almal is so 'n bietjie geïrriteerd, is dit nie so? Almal moet vinnig, hulle deadlines, goed moet klaar, goed moet op 'n plek kom. Dit is die programme is vol en almal jaag en gaan te keer en dan ons beleef iets daarvan hè. En as gevolg van omstandighede beleef ons ook nie altyd vrede. Maar hierdie vrede gaan vir jou 'n prys kos. Dit kos 'n prys om hierdie vrede te ontvang. Die prys wat dit is dat jy moet jou, kom ons noem dit onvrede, konflik, noem dit net wat jy wil, spanning, moet jy prys gee, anders sal vrees jou heeltemal oorweldig.
Jy sien, daar kom 'n tyd wat jy vir jou teenstand in jou gees moet sê, laat jy gaan in Jesus naam. Ons moet daadwerklik besluite maak oor om vrede te hê. Want dit is juis hier waar die vyand ons vat. Dis juis hier waar as jy dit nie doen nie, sal jy eenvoudig vrees beleef. Vrees, dit sal oorweldigend wees. Hierdie vrede is 'n soeke, dis 'n honger, 'n desperaatheid na heel wees. Wie sal nee sê vir dit? Niemand. Ek het al vorige keer 'n paar keer al gesê van hierdie kant af. Wat se prys sal jy op vrede sit? Werklike vrede met God. Want as jy dit het jy alles. Jy kan miskien alles verloor in die lewe. En as jy alles daar verloor het jy net Jesus oor. En as jy dit besef, dan besef jy dis al wat jy nodig gehad het. En wat word hy genoem? Die vredevors. Die een wat die vrede bewerk het tussen ons en God. En dit is in hierdie tyd wat ons weer so 'n bietjie kan fokus op vrede, rustig raak, hoor wat God sê, lees sy woord. Ek en jy, my liewe broer en suster, moet hierdie dors en honger hê vir dit. Lees saam met my die volgende skrifte, Handelinge 10 vers 35. Daar's baie skrifte en dit is hoekom ek niks vir jou uitgeskryf het nie, maar jy kan natuurlik in jou eie kosbaarlike vertaling gaan lees. Handelinge 10, almal ken die storie van Kornelius en ons weet dat Kornelius hulle het absoluut 'n geestelike behoefte of honger gehad. Selfs ou Petrus het in hierdie tyd honger geword. En ons weet die doek wat uit die hemel gesak het en God wat vir hom sê slag geneet en hy sê Here, ek het nog nooit my mond aan niks wat onrein is gesit nie ensovoorts. En hy dit gebeur 3 keer. En daarna het hy besef dat God niks en niemand as geen mens as onrein verklaar nie. Maar dit was eintlik 'n honger wat hom gelei het tot hierdie visioen, net soos 'n honger vir wat regtig aangaan aan Kornelius se kant, want hulle het ook gebid en gevas. En die Here sê vir nee, gaan kry daai ou. Sy naam is Petrus. So dit so honger was in die agtergrond van hierdie storie, 'n geestelike honger, 'n fisiese honger. Honger is honger is honger. Ek hoop jy's vanoggend honger. Hoor wat sê Handelinge 10. En ek lees vir ons van vers 35. Handelinge 10 van vers 35. Dit is nou Petrus verkondig die goeie nuus aan Kornelius en sy mense as die opskrif. Toe antwoord Petrus, waarlik ek begryp nou eers dat God nie sekere mense bo ander voortrek. In enige volk neem hy die mense aan wat vir hom ontzag het en doen wat reg is. En hoor vers 36. Julle weet tog dat God aan die volk Israel die goeie nuus gestuur het en dat daar vrede met hom is deur Jesus Christus. Wat Here oor almal is. En jy weet as jy nie, miskien moet jy so 'n bietjie verder lees daar, want hy praat net oor wat hulle gedoen het ook. Hy sê, julle weet ook self dat dwars deur Judea gebeur het. En het in Galilea af begin, en na Johannes die Doper begin preek het. Julle weet ook dat God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Jesus het toe rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat onder die mag van die duiwel was, want God was by hom. Jy sien, hy praat van hoe Jesus eintlik die honger, die verwagtinge van mense, hoe hy voorsien het in dit. En wat word dit genoem? Dit word genoem die evangelie van vrede. Dis wat dit genoem word. In vers 43 staan daar, aan hom getuig, van hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Nou wat gebeur as jy die vergewing van sondes ontvang? Jy het wat? Vrede. Ander gedeeltes sal ek nie vir jou lees nie, maar hy sê in Jesaja 50 vers 7, hoe lieflik is die voetstappe van die een wat kom en die goeie nuus verkondig. Miskien moet ek kom vir jou lees.
Want hy praat spesifiek van hierdie vrede. As jy vinnig blaai na Jesaja 52, hoor wat staan daar. Een van die wonderlikste gedeeltes in die Bybel. En dit is natuurlik 'n verwysing op dit wat in Romeine 10 van gepraat word. En met ander woorde vers 52 vers 7 sê: Hoe mooi klink die voetstappe op die berge van hulle wat die goeie nuus bring en vrede en verlossing aankondig. Wat vir Sion sê, jou God regeer. Jy sien, as mens besef, God is in control. Nie jy nie, nie ek nie die regering nie Amerika nie Engeland nie. God is in control. En jy ken hierdie God wat in control is. Wat gaan met jou gebeur in jou binneste? Jy gaan vrede hê. Miskien moet ons maar naam lees. Dink naam sit nog so 'n stukkie by daar. Jy kan naam gaan lees een van die klein profete. En na hom 1 vers 15 staan daar. Amper dieselfde. Kyk, die boodskapper met die goeie nuus kom oor die berge. Hy bring 'n boodskap van vrede. Mense van Juda, vier julle feeste, betaal julle geloftes, julle vyande is verslaan. Hulle sal julle land nooit weer binneval. Met ander woorde, die een wat vrede aankom. Nou ken ons die agtergrond van die voetstappe van die een wat oor die berge kom. In die antieke tye was dit so, as daar oorlog gevoer is, het hulle 'n boodskapper na die stad toe gestuur op een of ander stadium in die oorlog, om vir die volk te gaan sê, een van twee goed, ons wen! Ons gaan fees vier, of hy gaan skree, vlug, hulle is op pad. Dit is die agtergrond van hierdie vers. Dit is hoekom die voetstappe van die een wat oor die berge kom, wonderlik is wat sê, daar's vrede. Wat sê, ons het oorwin. Sien jy daai prentjie? Nou moet jy weet, miskien lees ons dit sommer net so, nou maar dink net, as jy in daai stad was. Kom ons van die vrouens en kinders vandag hier. En jy weet, jou man is net nie oor die poorheuwel, hulle is besig om mekaar af te baai met pyl en bo en swaarde en spiese. En jy sit daar, obviously sal jy seker bid, en jy sal sweet van angs, want jy weet nie wat gaan gebeur nie. Want jy weet ook, as hy boodskapper nie oorkom nie, wat met jou en jou kinders gaan gebeur. Vrouens is vernietig, hulle is gevange geneem, dat hulle verkoop word, party's doodgemaak, hulle is verkrag, hulle is verwoes, alles is vernietig. So dis die vrees wat jy het, nee. Dink bietjie daar. En hier kom hierdie boodskapper en sê, ons het gewen. So jy weet, die vyand is nie meer op pad eers verslaan. Sien, dis daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is dit wat ek en jy kan beleef natuurlik in die Here. Mense in vandag se dae, en ek dink jy sal met my saamstem. Nee genade, hier ek nou iets anders meer hier. Dat ek net hier op trek kom. Daar sê, ek skop op trek. Mense oorleef net en oorwin nie. Daar's baie van ons wat nou maar net so half, jy survive maar nie. En ek dink baie keer hierdie tyd van die jaar voel ons so, nee. Just hold on, it's amper verby. Maar weet jy wat, as jy sien as Desember verby, nuwe jaar, en dan hold jy nog steeds aan niks. Baie mense, ons almal kan dit oorkom, nee. So met ander woorde, ons oorleef net, ons oorwin nie. Die grootste behoefte wat ons moet hê, ten spyte van enige iets, is hierdie vrede met God. Dis ook die mens, jou menslike, kom ons sê jou menslike behoeftes, is eintlik sekondêr. Want as jy hierdie eerste een gekry het, vrede met God, gaan jy vertroue hê in God. En kom ek sê vir jou sê, as jy God vertrou, nou wat Hebreërs 11 vers 6 sê, hy sê, dis onmoontlik om God te behaag as jy nie glo nie. Hy sê, en die wat God nader, moet glo dat God bestaan. Met ander woorde, hy regeer. En hy is, en dan sal hy agterkom, hy is 'n beloner
vir die wat ons soek. Hebreërs 11 vers 6. Die Here sal vir jou voorsien. Soek eers sy koninkryk, sy geregtigheid. Dis waaroor dit gaan. Koninkryk en geregtigheid, 'n vrede met God. Dis waaroor dit gaan. Hy sê, en dan sal hy vir jou die res bykom. Nou dit is, ons draai hom om. Die Here moet eers vir my die res gee, dan sal ek glo. Of nee, die res pla jou so dat jy nie eens bid. Of ja, jy bid, maar jy wonder gaan God antwoord. Jy het nie regtig vrede in jou hart. Jy sien, hierdie boodskap is vir mense wat die Here ken. Dit is vir mense wat die Here nog nie ken nie. Want ek voel die Here wil in hierdie dae hê, ons moet almal hierdie vrede met hom hê, wat alle verstand te bowe gaan. En dit is natuurlik 'n verskriklike wye konsep in die Bybel. Ek wil dit eintlik vir myself, en ek dink jy is in dieselfde bootjie, maar baie keer soek ons net die gemaklikheid vir die Here. Hoe gemakliker dit is, hoe beter is dit. Of jy moet net aan een of ander lekker groepe behoort. Dan dink jy gaan iets vind daar, nee. En ek dink dan mis ons die hele storie van die rede hoekom Jesus gekom het en dit wat hy in ons lewens kom doen het. Ek wil vir jou 'n paar gedeeltes nog steeds lees. Dit is nie op die bord nie, maar ek gaan dit vir jou lees hier in 2 Korintiërs 5 vers 19. En ek dink ek het hierdie vers al vir jou gelees en ek het presies gedoen wat hierdie vers ook sê. Hy praat hierso van die bediening van versoening. Hoekom sal versoening nodig wees? Want dit bring vrede. En ons is sy ambassadeurs wat dit moet bring, nie? Hy sê van vers 19 van 2 Korintiërs 5. Hy sê die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en nie die mense se oortredings teenoorhou nie. Hierdie boodskap van versoening het hy aan ons opgedra om te gaan verkondig. Nou net ons dis ook wat Romeine 5 vers 1 sê. Maar hy sê hy het vrede, daar sê hy spesifiek, hy het vrede kom bring tussen ons en God, né? Dan sê hy ons tree op as ambassadeurs vir Christus terwyl God deur ons appel aan julle rig. Ons smeek julle ter wille van Christus, kom tot versoening met God. Ek smeek jou, kom tot versoening met God. God het hom wat nie sonde geken het, die sonde gemaak ter wille van ons. Dit sal jy lees in Romeine 5 vers 8, nee. Ek gaan dit nie vir jou lees nie, maar ek verwys jy daar sonde gemaak ter wille van ons, sodat ons op grond van ons hegte verhouding met Christus deur God vrygespreek kan word. Nou as jy vrygespreek word, dan is jy vry. En wat bring vryheid vir jou? Vrede. Jy het eenvoudig vrede met hom nou. Jy's vry. Hierdie boodskap, en dis juist dit wat ek dink baie keer baie mense bring op 'n punt waar hulle keuses maak. 1 Petrus 1 vers 21. Al hierdie gedeeltes kan jy na die tyd gaan lees. En ek wil amper vandag vir jou sê, ek smeek jou asseblief, vat nou na die tyd as hierdie goed deurkom op die groep, hierdie skrifgedeeltes en gaan lees dit bietjie, gaan bedink. Nie net lees nie. Weet ek het vanoggend vir iemand gesê, as mens Bybel lees, dan vra jy in dit wat jy lees, wat wys dit van God? In die tweede plek, wat wys dit van jouself? En in die derde plek, hoe kan jy hierdie boodskap prakties maak in jou lewe, nee? So moet jy net gaan lees om te lees. En dat jy probeer raak sien, wie's God in daai vers? Wie's jy in daai vers? En wat moet gebeur in jou lewe? Miskien wil die Here vir jou hê moet iets doen. 1 Petrus 1 vers 21. Hoor hierdie woorde. 1 Petrus 1 vers 21 sê, Christus maak dat julle in al julle vertroue op God stel. Ek wil sommer net vir jou reguit sê, as jy nie vrede het, jy gaan jy God nie heeltemal vertrou nie. Is dit nie so nie? Selfs in besigheid, as jy nie die ou wat jy besigheid, as jy nie regtig, as jy nie regtig kan vertrou nie, gaan jy nie vrede hê oor die transaksie nie. Is dit nie so nie? Jy gaan dink, weet nie, Jesus slaan in die gras. Jy het nie regtig hierdie vrede nie, nee. So jy kan nie lekker hierdie situasie vertrou nie. Hy sê, maar Christus maak dat julle al julle vertroue op God stel. God het Christus uit die dood opgewek
en heerlikheid aan hom gegee. Daarom stel julle, hoor baie mooi, daarom stel julle al julle vertroue en hoop op God. Want Christus het die prys betaal, hy het die ding gedoen. Nou kan jy kan dit eenvoudig aanvaar, ons kan dit glo en ons kan dit beleef, want ons begin hierdie goed bedink. So bietjie verder aan, na 2 Petrus 3. In 2 Petrus 3 vers 14 staan die volgende. 2 Petrus 3 vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle wag dat hierdie dinge gebeur, en hy praat nie van die eindtyd en hoe alles eers met water, die aarde het uit water opgekom, daar was water in die atmosfeer en alles is verwoes met water en alles gaan nou verwoes word met vuur en dat hulle gereed moet wees. Dan kom hy dan hy sê daarom geliefdes, terwyl julle wag dat hierdie dinge gebeur, moet julle hard werk om vlekkeloos en sonder fout deur God gevind te word. En hoor wat sê hy, lewe in vrede met God. Of lewe in harmonie met God, sê party vertalings, né? So dit is 'n opdrag, lewe in vrede met God. En onthou, die Here is geduldig. Die Here is en onthou, die Here se geduld is 'n geleentheid om verlos te word. Dis presies soos Paulus, ons geliefde broer, aan julle geskryf het met die wysheid wat God hom gee. Hy praat hieroor, al is sy briewe al sy briewe, sommige van die opmerkings in sy briewe is moeilik om te verstaan. Oningeligtes en mense sonder beginsel verdraai sy briewe, soos hulle dit trouwens ook met die hele dele van die skrif doen, met ander dele van die skrif doen, so bewerk hulle eie ondergang. So die oproep om te leef in vrede, die oproep om dit na te jag, die oproep om dit absoluut deel te maak van jou lewe. En God wat eenvoudig vir jou sê, lewe in vrede met hom. Jy kan miskien gaan bid en vra, Here, wys vir my, wat is daar in my lewe wat veroorsaak dat ek nie ten volle in vrede met U kan lewe? En ek wil vir jou sê, die Here sal daai gebed antwoord en vir jou wys. En as hy dit vir jou wys, dan moet jy weet, gaan doen iets daar, as jy regtig honger is vir daai vrede. In 2 Petrus 1 vers 10, as jy net so bladsytjie terugblaai, 1 vers 10, sê hy die volgende daar. Hy sê daarom broers en susters, werk tog harder daaraan om met julle leefstyl te bewys dat God julle regtig geroep en gekies het. As julle dit doen, sal julle nooit struikel. As julle dit doen, sal julle nooit struikel. Julle werk hard om dit te wys. Hoe gaan jy dit kan wys vir mense? As jy nie vrede met God het, jy sien, dit raak 'n aansteeklike storie. Ek het vrede met God, en weet jy wat ek nou doen? Ek wil dit graag deel. En nie die harde werk wat hy hierso sê. Dis nie 'n moegwerk. Dis nie, ek moet nou hard werk. Jy sien, dis 'n verhouding aangekoppel, 'n hegte verhouding. Daarom word dit iets natuurliks, iets wat jy graag wil doen. Kolossense 1 vers 21. Ek dink miskien hierdie pastoor en dan was hy jaag ons rond. Ek jaag jou rond en ek wil jy moet vrede hê. Kolossense 1 vers 21 en 22 sê die volgende. Eers was julle ook ver van God af. Met verkeerde dade het julle gewys dat julle hom vyhandig gesind is. Maar nou het hy julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om julle voor hom as sy eie mense te laat staan, skoon en foutloos. Wat? Skoon en foutloos? Ja, pastoor, maar ek kan nie perfek wees. Jy hoef nie perfek te wees. Jy moet net in die perfekte een vertrou. Daai vrede, eenvoudig net, Here, vrede, nie vyandskap, vrede. Ek gee vir U my stres,
Het jy dit al vir die Here gevra? Here, ek gee my stres, ek gee my spanning, ek gee hierdie konflik in jou. Want weet jy wat, 90% van die goed in elk geval waar ons bekommerd is, gebeur nooit. Is dit nie so nie? Maar jy kan hy prentjie inkleer hoor. En jy kan hom veral inkleer as jy die nag wakker lê daaroor, want dan gaan jy kom deur al die scenario's, wat kan skeefloop? Maar as jy vrede het, weet jy wat, baie keer is daar moeilike situasies, dan sê ek die Here, ek vertrou U. Dan weet ek nie, die Here gaan iets doen, ek weet nog nie wat, maar ek weet hy gaan iets doen, en dan kry ek vrede. Want ek weet, ek fight nie hierdie battle nie. As 'n beginsel in die Bybel, waar die Here selfs vir sy volk gewys het. Hy het vir hulle gesê, selfs baie, as hulle kragtig is, dan kan Gideon se storie, en sê, nee, maak hulle minder, want as julle hierdie oorlog wen, gaan julle dink dis julle. En ek wil nie julle moet dink dis julle nie, ek wil hê julle moet besef, ek fight vir jou. Dis wat die troos van die Here ook beteken. Ek het dit al baie gesê, die Here se troos, Heilige Gees is nie, hy tik jou op jou skouer en sê, kom maar, sies toch, arme jy, shame, ek kry jou so jammer nie. Dis nie troos nie, dis nie ons mense troos nie. Weet jy wat sy troos? Die troos is om te weet, hy is met jou. So die troos beteken, maar kom ons vat hierdie ding. Dis waaroor dit gaan, dis wat die Heilige Gees doen as hy jou trooster is. Hy sê, yes, feite sê dit en dit nie, maar kom ek help jou. Gaan deur hierdie probleem. Baie keer is ons maar seker maar bietjie smart vrate, hoe maar bietjie jammer gekry word, dit gebeur ook. Maar moenie daarby nie. Vertrou die Here. Dis nou geval wat die woord parakletos beteken, die een wat by jou inhak. En nou weet ons, daai een wat by jou inhak, is ook die een wat in jou is. Besef net hoe kragtig jy nou is. Gee dit nie vir jou vrede nie. Net daai wete behoort jou vrede te gee. Hoe doen mens dit? Daar's 4 goed wat jy kan doen. In die eerste plek, erken dat jy dit nie het nie. Moenie lieg daaroor nie, moenie verskoning soek, ja, maar jy moet daarom onthou. Weet as jy nou in my skoene staan, kom ek sal vir jou sê, ons het nie 'n idee waarvan ons praat, as ons sulke goed sê, as jy gaan kyk hoe antieke mense geleef het en hoe ons vandag leef. Jy het nie 'n idee waarvan jy praat. Ons raak kwaad as die krag afgaan. Ons raak kwaad as die water nie lekker proe. Daai ouens het dit nie eens gehad. So erken dat jy dit nie het nie, moenie verskoning soek nie. Dit is jou grootste behoefte, anders sal jy nie vertroue in God hê nie. Dit is eenvoudig net jou grootste behoefte. So erken as jy dit nie het nie, dit is al wat jy nodig het. In die tweede plek, verklaar dat jy dit brood nodig het. Sê dit vir jouself, bid vir die Here, ek het so nodig om rustig te raak in U en U vrede te beleef. En ons weet, Efesiërs, die Filippense 4 sê, ons moet nie bekommerd wees oor enigiets, maar bid oor alles, en dan praat hy van die vrede wat alle verstand te bowe gaan. In die derde plek, ontvang dit. Weet jy, ek het dit nooit besef. Ek was 'n Pinksterseun groot geword het. Kyk, die ou Pinkster mense was rof hoor. Kyk, as hulle vir jou bid, het hulle jou sommer 'n bietjie geskit op. Hulle skit sommer al die duiwels uit jou uit. Hulle was, daai ouens was radikaal geweest. Onthou 'n storie wat vertel word van Pastoor Gerber. Ek het nie van Pastoor Gerber geken, dis lank voor my tyd, maar hy was 'n regtig vurige prediker geweest in die AGS. Hulle praat van hierdie ou, hy doen 'n uitnodiging. Die ou staan daar voor, maar hierdie ou wat daar voor staan, is 'n ou wat nogal groot was. En hy vra vir hom, "Waarvoor moet ek vir jou bid?" Hy sê, "Pastoor, dat ek kan maar word." Hulle sê Pastoor Gerber sê vir hom, "Glo jy?" Hy sê, "Ja, ek glo." Hy sê, "Nou hou vas jou broek." Ouens wat, maar in elk geval as Pinksterseun het ek groot geword met hierdie ding van partykeer sê vir my, vat dit net. Ek het altyd wat moet ek vat?
Wat hulle vir God se beloftes. Vat dit, hoe vat mense? Waar is dit? Hoe moet ek dit vat? Dit moet nie die Bybel vat. Ek het later agtergekom. Ontvang dit beteken eenvoudig om te sê, Here, ek lê vandag my stres neer. Ek lê vandag vyandskap en wat dit ook al is wat die Here vir jou wys wat jou vrede met hom. Ek lê dit neer en ek ontvang vandag die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis 'n stap, 'n aksie, 'n verklaring van geloof. Dis wat dit is. En moet dit nie onderskat. Moet dit nie onderskat. Mag die Here vir jou daai vrede gee. So ontvang dit. En dan deel dit. Dit sal die teken wees dat jy dit het en jou staanplek in die lewe wat jou staande sal hou. Nou ek wil vir jou baie mooi sê, die enigste staanplek wat ek en jy in hierdie wêreld het, is die evangelie van vrede as skoene aan ons voete. Dis wat Efesiërs 6 vir ons sê. Die enigste staanplek wat jy in hierdie plek het. Die res, jy hoort nie hier nie, ons is net bywoners. Ons is op pad hemel. En dit behoort elk geval, as jy net dink in die ewigheid, behoort dit ook vir jou vrede te gee. Want op een of ander stadium gaan al hierdie gemors klaar wees, wat ons nou beleef en hoe ons af verby is. As jy nie vrede met God het, gaan jy dit dalk nie beleef nie. As jy Lukas 10 gaan lees, dan praat hy ook daar. As jy in huis kom, wat sê jy vir hy huis? Vrede vir hierdie huis. Hy sê, as hy iemand is wat het ontvang, Sjap, as hy nie iemand is wat het ontvang, nie sal hy terugkom na jou. Ons praat baie keer van gaan soek 'n man van vrede. As jy iets wil begin geestelik, kry iemand van vrede. Jy kan iemand van konflik of iemand van hierdie tipe mense, jy soek vrede, jy soek iemand van vrede. 'n Huis van vrede. En natuurlik ook Numeri 6, die priestergebed wat sê as hy sal ons raak sien en vir ons vrede gee. Hy sal ons raak sien en vir ons voorspoedig maak, daai vrede, soos wat jy die naam, laas ek het gepreek oor die naam, soos wat jy die naam op mense uitspreek, sal hulle ook vrede beleef. Baie van die gedeeltes in die Nuwe Testament waarby ons nog gaan uitkom, sal afsluit met, mag julle vrede hê met God. So om vrede te hê met die Here, dit is 'n groot storie. En ek wil graag hê dat jy die volgende ruk tot die einde van die jaar hierdie iets sal maak wat jy najaag, wat jy in ontvangs neem, wat jy gaan leef, wat jy gaan deel. Partykeer word ek, of laat ek so sê, 'n klagte. Daar was al klagtes oor my gewees in die gemeente en in die dorp. En die klagtes is die volgende. Party mense sê, ek is te reg. Dis die klagte. Ek is partykeer te reg. Nou ek gaan nou baie regheid wees. So as jy nie die regheid wil hoor nie, moet jy maar jou hoor dit doen. Maar ek sê in die week wat verby is met mense met wie ek nou vir 3 weke werk. Ek sê ek vir hulle, as jy nie op een of ander manier in jou lewe uitreik na mense en iets beteken vir mense. Met ander woorde, eenvoudig net positief beïnvloed met die woord of enigiets. Jy beïnvloed mense eenvoudig positief omdat jy kind van God is. Ek sê ek die volgende, dit is hier waar die regheid inkom. Ek sê dan is jy 'n suurstofdief. Maar ek sien die ou soeke word net so goed. Ek sê as jy dit nie doen nie, het jy nie bestaansreg op aarde nie. Dis die vrou se oë so groot. Is dit nie erg as ek dit sê? As ek nou te reg het. Julle kan maar vir my sê as ek te reg is. Ek is dalk baie regheid, maar weet julle wat? Ek is baie eerlik as ek oor hierdie goed praat. Ek's baie ernstig dan. Want ek wil jou nie beroof van 'n seën. Ek wil jou nie beroof van 'n seën, want as jy dit gaan begin deel, op watter manier ook, want die vrede wat jy het, mense moet dit in jou sien, hulle moet dit hoor, en hulle moet dit ontvang in die dade wat jy doen, hulle moet sien, jy dien die God van vrede. As hulle dit nie sien nie, het jy moeilikheid, en dis waar my moeilikheid dan inkom. Ek wil nie hê jy moet moeilikheid hê. Ek wil hê jy moet vrede hê. En ek wil hê jy moet vrymoedigheid hê.
om daai vrede ook te deel met iemand. Begin by jou huismense. Begin by die ouens die naas aan jou. Jy weet om Angus se storie is ook altyd 'n storie van en ek doen dit nou nog. As jy jou hart vir die Here gee, as jy klaar is daar, moet jy dit ten minste vir 3 mense gaan sê. Want wat gebeur as jy dit gaan sê? Dan word dit nog 'n groter werklikheid vir jou. Word nog 'n groter werklikheid. So moenie stil wees daaroor. Daar is nie in God se koninkryk iets van jy en jou klein hoekie en ek en myne. Daar is nie so iets. Jy moet in hierdie dorp beweeg as 'n man en vrou en 'n kind van vrede. Want sy vrede, dit is die skoene aan jou voete van die evangelie van vrede. Die evangelie goeie nuus. Oral waar jy normaalweg kom, is daar hierdie donkerte. Gaan wees die lig. Oomblik as mens dit begin doen, dit het net iets van afsmeer aan mense. So lewe sal nie ongesiens verbygaan nie. Ek kan nie jou bedoel. Die volgende slide sê ek vir jou besef met ander woorde intentioneel dat die vrede vors aan jou kant is. Die tyd het ons bietjie ingehaal, ek gaan dit nie vir jou lees nie, maar jy sal dit onthou. In Jesaja 9 word oor hom geprofeteer. Gaan lees maar daai verse weer. Daar word geprofeteer dat hy sal wees wonderbare raadsman, sterke God, vrede vors en ewige Here. Nou lees ons in Openbaring 17 en 19. Word daar gesê, en hy is die Heer van die Here. En hy is die koning van die konings. En as hy die vrede vors is, dan staan hy absoluut vir dit, want hy het dit bewerk. En hy het dit nie gedoen vir die engele nie. Hy het dit nie gedoen vir enige ander iets in die heelal nie. Hy het dit vir ons gedoen. Hy het dit vir ons gedoen, hy het vir my gedoen, hy het vir jou gedoen. Kom ons gryp dit vas. En dan sluit ek af met 'n samevatting. Daar's ook 4 punte. God is met ander woorde die bron daarvan. Efesiërs 4:7. Dit het ek klaar genoem. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. En dan sê hy daar, bedink dat dit goed reg oor almal, so goed jy verder lees. En dan praat hy van en die vrede wat alle verstande boven. Jy sien, ek is eendag beskuldig, nie hierdie dorp. Praat ek eendag met 'n ou. En hy sê vir my, hy gaan sy vrou skei. Ek sê nou, maar hoe gaan jy dit doen? Hy sê nie, hy het gebid en hy het vrede daaroor gekry. Ek sê, van daai vrede wat jy gekry het, is nie van God af. Weet jy wat doen daai ou na die tyd? Hy gaan sit op een van sy stuites, op kan jy so onthou waar. Ek het vanoggend met 'n pastoor gepraat wat vir my sê, vrede is nie van God af. Ek sê, wow. Jesus het gepraat, hy bring die vrede nie soos die wêreld gee nie. Die wêreld gee ook vir jou daai sogenaamde vrede, maar dit is eintlik meer 'n verskoning om te doen wat jy wil, nie wat God wil. So die vrede wat alle verstand te bowe gaan is net in Christus, in sy woord en in sy krag. So, God is die bron daarvan. Dit gebeur deur Jesus Christus. Gaan lees bietjie die profesie wat Sagaria gee in die begin van Lukas 1 oor Jesus wat gebore sal word en hoe hy vrede sal bewerk. Dis eintlik 'n verskriklike mooi profesie daar wat hy eintlik uitspreek. Kom ons lees ook dan. Ons is mos nie so haastig. Kom ons lees ook dan. Is jy nog vooruit? Het jy nog vrede? OK. Lukas 1. Hoor wat sê Lukas 1. Ek gaan dit vir gou lees. Hy sê daar van vers, wat het ek gesê? 76 af. Sê hy, en jy kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal die pad van die Here voorberei. Jy sal sy volk vertel hoe om verlos te word deurdat hulle sondes vergewe word. Vanweë God se tere ontferming in die lig van die hemel op die punt om oor ons te skyn
om lig te bring aan die wat in donkerheid en skadu van die dood lewe, en ons lei op die pad van vrede. Op die pad van vrede. 'n wonderlike uitspraak. En ek dink ek het vir jou daarso 2 vers 14 ook gegee. 2 vers 14 sê, hier is hierdie klomp staapwagters, en hoor wat sê die engele vir hulle. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Vir almal in wie hy 'n welbehae. Nou wil ek vinnig vir jou sê, Jesus kom dan sê op 'n plek, ek het nie vrede gebring, maar vyandskap. Dan dink jy nou maar, die Bybel weerspreek homself, maar waarvan het hy gepraat? Hy het spesifiek gepraat van mense wat jou jy sal teenstaan, omdat jy hom glo. En dit het gebeur met hom, dit het gebeur met baie ander. So dit was om dit uit te lig. Daai vyandskap is nie iets, vyandskap is nie, dit is hoe mense die vrede aanvaar of nie aanvaar. Partykeer is daar mense wat ook nie hou van vrede nie. Hulle, as alles nou goed gaan, sal hulle iets probeer doen dat dit nie goed gaan nie, want hulle is half jaloers, want in hulle hart het hulle nie vrede met die Here of met niks. Hulle is altyd kwaad. Kry ons mense wat altyd kwaad. Is altyd kwaad. Dis nie die Here se wil. En natuurlik Johannes 14:27 wat ek reeds aangehaal het, wat hy ook gesê die vrede wat hy gee, die vrede wat hy bring. En dan natuurlik die Heilige Gees, Galasiërs 5:22. Deel van die vrug van die Gees is wat? Vrede. En raai wat? Daai vrede is 'n geskenk. En wat doen ons met geskenke? Ons sê dankie. So hier kom 'n lewe van dankbaarheid by die vrede, en dit is besig om jou hart te verlig. En dan natuurlik ook, en nou kan ons dit gaan leef. Ek sluit nou regtig af met dit in 2 Korintiërs 13. 2 Korintiërs 13. Hoor mooi, wat sê 2 Korintiërs 13 vir ons? Hy sê verder, dis daar vers 11, verder broers en susters, wees bly, ruk julle reg. Sien wat ek dis wat hier staan, hoor, sien ek wat nou weer te erg raak, nie? So staan, wees bly, ruk julle reg, aanvaar vermaning, wees eengesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle bly. Hoe duidelik en hoe reguit wil ons dit nog hoor as eenvoudig dit. In 2 Timoteus 2:22. Ten minste sal jy na die punt sê, ons het hierdie Bybel geblaai vanoggend. In 2 Timoteus, hoor wat sê hy daar? 2 vers 22. 2 Timoteus 2 vers 22. Vlug vir enigiets wat jou jeugdige drama aanbaak. Spits jou daarop toe om reg voor God te lewe. Streef na geregtigheid, liefde, geregtigheid, geloof, liefde en vrede saam met die wat die Here met 'n rein hart aanroep. My gebed vir jou vanoggend is, mag die Here jou seën. Mag hy jou raak sien, mag hy sy vrede vir jou gee. Mag hy jou goedgesind wees, mag hy jou voorspoedig maak. Mag hy eenvoudig net sy vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, mag jy dit beleef. En dan nou jy net een ding om te doen, is om te sê, ek ontvang dit, of amen. Sê net jy ek ontvang dit. Here, ek ontvang u vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Mag dit vir jou so wees. Mag dit vir jou in elk geval so wees ook nou in die tyd wat ons ingaan. Ek sien oralster is daar word daar al gepraat van Kersfees en hierdie goeders, 'n tyd van familie, 'n tyd van vriende, 'n tyd van fees, 'n tyd van vrede, wat ons eenvoudig kan vier en God net kan loof en prys en groot maak. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, baie dankie vir die vrede wat alle verstand te boog. Dankie Here vir u liefde en guns wat dit 'n werklikheid maak vir ons. Kom vergewe asseblief al ons sondes. En ek bid vir elkeen van my boeties en sissies hier, Here, ek weet elkeen in sy eie konteks waarin hy leef en waarmee hy moet voortleef. Maar Here, dat u vir een en elkeen sal wys wat daar is wat dalk sy vrede steel. En ek wil ook bid, Here, partykeer kom 'n mens af op dit, maar jy weet nie wat jy doen daarmee. Vader, ek wil ook vra dat u ook vir elkeen sal wys hoe om hierdie vrede te kan leef wat hulle ontvang. Gee vir elkeen op daai strategie in die naam oor elke naam. Die naam van Jesus Christus alleen. Ons sê vir dankie daarvoor. Kom ons praat so vir 'n paar oomblikke met die Here. Miskien moet jy vir hom vra, Here, wat is daar wat my vrede steel? Here, kom wys dit vir my. Kom ons praat met hom.